Welkom terug by die groot ontbyt. Jy's op die regte tyd, op die regte plek. Nou ja, ons is selfs nou met Hunter Kennedy. Nou, hy het onlangs 'n nuwe liedjie uitgebring, Waiting for Maria. Daar's 'n lang storie agter hierdie liedjie. Maar ons selfs bietjie vanmôre met hom, ons praat bietjie oor die komende Franse van Cooke en Vriende konsert. Vrydag aand waar hy betrokke is en dies meer. Goeiemôre Hunter. Môre, hoe lyk dit? Al hoe beter, hy blou kolletjie raak nou bruin, so dinge lyk lekker. Hoorie, ons moet jou eers gesels. Ek wil eers hoor Franse van Cooke en Vriende. Ek kan nou nie meer wag nie. Ek is so opgewonde. Ek wil iets oorkom. Jy is baie meer betrokke hierdie jaar by Franse van Cooke en Vriende as voorheen, nie waar nie? Well, ja, ek doen hierdie jaar 'n liedjie so half nie op jy weet 'n solo song daarso, so ek is meer op my senuwees as vorige jaar. Ja, maar ek is maar gewoonlik daar. Ek en Frannie het so 'n paar samewerkings en natuurlik speel Polisiekar en Jewels gewoonlik. Jy mag maar sê. Nou is dit. Ja, right. Ja, maar dis 'n plek. Polisiekar. Ja, dis 'n dingsnaam, ja. Ja, cool. Ja, nou is daar net hierdie added pressure van dat ek daar moet staan en met die mense praat en goed. So dit is angswekkend. Jy praat nou van hierdie jaar doen jy 'n solo liedjie en ons moet praat oor jou loopbaan, want jy noem nou van Polisiekar tot Jewels tot jy weet die solo loopbaan waar jy nou is. So vertel 'n bietjie vir ons van die wending van jou, jy weet loopbaan soos wat dit aangaan. Ek wens dit was beplan, die stuff, maar dit voel asof dit met my gebeur, jy weet, so dit is nie, dit is onbepland, het ek nou so half, kyk, in COVID het daar Engelse liedjies so half uitgekom, en niemand anders wou dit gesing het nie, so toe ek maar gedink, ek sal dit op my eie aanpak, stadig maar seker, maar ek's nogals traag daarmee. Hierdie is soos die derde enkelsnit in 3 jaar, basically. So die wending, dit is nie die groot narratief nie, dit is per ongeluk. Nee, maar wat dryf jou dan nou om musiek te maak? Die Engels begin daai tyd, bedoel, jy is nou deel van Fokhof Polisiekar, Jewels fantasties, en jy, soos jy sê, jy fokus al hoe meer nou op 'n solo loopbaan, solo elemente, maar ek bedoel, daar is soveel, as ons almal weet, soveel angles aan jou, en soveel kreatiewe hoeke aan jou skryf en dies meer. Wat dryf jou om die heeltyd voortdurend kreatief te wees en nie denkende goeders te maak? Yes, dit voel asof dit nogals 'n diep vraag is. Wat dryf mens? Maar jy weet, soos ek hou van kuns en popkultuur en musiek val binne in daai ding. Wat ek nogals van musiek en albums en liedjies spesifiek hou is dit gee mens 'n unieke blik in 'n persoon se innerlike wêreld in. Jy weet, dit is wat ek hou van ander liedjieskrywers se liedjies luister. So I guess ander mense inspireer my om my eie goeders te doen, miskien om hopelik ander mense te inspireer om ook kreatief te wees. Jy weet, ek kan nie vir jou sê exactly wat dryf my nie, maar ek is nogals nuuskierig en ek het my geite, ek kan nie regtig stil sit nie. So die vrees van verveeldheid miskien dryf my net om nog goeders te maak. Waiting for Maria, die nuwe enkelsnit. Vertel ons daaroor. Dit is die oorsprong van die liedjie het eintlik gebeur al lank terug. Maria het nou die 21 September 10 geword en die koor van die liedjie is al geskryf toe ek gewag het om vir haar die tweede keer te sien nadat sy gebore is en ek weet nie, dit voel asof in daai oomblik die tyd so half gaan stil staan en ek kon net op 'n manier ek dink ek kon in daai oomblik voel my lewe gaan nou verander, jy weet, en dit natuurlik nie vir mense met kinders, dit nie vir my onmiddellik gebeur nie, natuurlik vir ander mense omstandighede onmiddellik, maar dit het my so rukkie gevat om te besef dat ek nou nie meer vir myself lewe nie, maar eintlik is daar nou hierdie ander persoon wie se ervaring mens moet omsien na
Ek is sorry. Groot emosies in daai een oomblik gewees. Jy weet, so die Waiting for Maria, omdat ek vir haar daar gesit en wag het, kon ek so half my amper sien hoe die res van my lewe so half afspeel. Ek wat wag vir haar om by die skool uit te kom. Ek wat, jy weet, wag vir die matriekdans en net al daai groot goeders. Ek wat wag vir haar op my doodsbed om vir my te kom kuier of whatever. Jy weet, net daai hele ding. So eintlik die ding se naam en toe oor die jare het ek die versie geskryf. Fred en Hartog wat saam met my in die heuwel speel het my gehelp skryf en die ding vervaardig. Hy het dit eintlik luisterbaar gemaak. En ja, so ek dink as mense die liedjie luister, dan sal jy so half hoor hoe ek verander, jy weet, hoe ek die verantwoordelikheid aanneem, soort van ding, en op 'n manier my eie bestaan ook bevraagteken en contextualiseer. Ek die mense sal dink die liedjie gaan oor Maria, maar eintlik gaan dit oor my. Jy sien, maar dis nou baie interessant, want jy het nou gesê, die rede vir skryf is ons om mense se emosies te ervaar en uit te druk. En dis so half amper vir my 'n terapie, 'n vorm van terapie. Maar hierdie raak nou 'n vorm van selfverloosheid. Hierdie raak 'n vorm van Maria so half klink vir my na iets, dis nou buite jouself. Dis nou nie meer oor jou eie emosies nie, maar dis nou dalk oor jou emosies oor iemand anders. It's something outside of yourself. Ja, dit is ek bedoel dit gee my nou ook 'n oomblik om so half te reflekteer oor hierdie jare, jy weet, en ek dink ek dink dit is interessant as ek nou terugkyk met Fok of Polisiecar en met die heuwels, baie van my staf het gegaan oor bevraagtekening en so half meaning soek en iets wat redelik onbeplan was, soos kinders kry. Ek het nie verwag dat dit 'n purpose gaan gee aan my lewe nie, maar ja, dit is nou hierdie letterlike fisiese ding wat jou 'n rede gee om op te staan, jy weet, en aan te gaan. Dit is baie lekker met gesels. Baie dankie Hunter, sterkte vir die waggery. Jy gaan altyd wag. Jy gaan nou begin in die aande wag. Wanneer kom sy huis toe? Wanneer kom sy van die skool af? Wanneer gaan sy nou weer van die maatjie af terugkom? Sy moes hier gewees het. Daai goed. Good luck, chom. Dis nou verby. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Thanks julle. Baie dankie vir julle. Nou ja. Dis dan Hunter Kennedy en sy nuwe liedjie Waiting for Maria. Hey, kyk, ken dit so goed. As ons terugkom, na advertensiebreek, dan gesels ons weer met David Steyn hier in die kombuis. Dan praat ons weer oor Koreaanse besa's.